ten spyte van al die teestand wat ons gehad het, lank sonder krag gesit. Wie krag geniet? Wie het van krag gehou? Wie hou van krag? Jessie, wie met hierdie min hande wat op, gaan ek maar vir Eskom sê, ons ou dorpie kan nog 'n keer bietjie krag. En weet jy wat is die voordeel? Dat hou julle van daai klein boksie af wat hulle noem TV en telefone. Amen. Die mense bang verniet, wat het ons gebruik voor Kers? Exactly. Krag. Ja. Mense, ek het 'n baie interessante vraag vanoggend. En as ek hierdie vraag vra, ek dink iemand behoort die antwoord daarom te kan ken. Teksvers gewys. Watter teksvers in die Bybel en waar staan dit, is die langste teksvers? Enigeen? Ester 8 vers 9. Is die langste teksvers in die Bybel. In die Ou Testament of in die 33 vertaling, 53, sê hulle hoeveel woorde? 88 woorde. Vir een teksvers. Reg? Maar as jy na die 2020 vertaling kyk, dink ek is hy 74 in. Baie interessant. Dan sê ek wil vandag oor iets gesels wat ons as kinders van God nalat om te doen. Iets wat nie uniek aan die mensdom is nie. Ek dink dis die mensdom se grootste probleem. En ek dink Paulus het met hierdie selfe stryd geloop wat hy sukkel met die mensdom. Want jy sien die mensdom is so belangrik of so gekondisioneer dat ons van God vergeet. Wanneer dit mos lekker gaan, goed gaan, dan het ons mos nie God in my lewe nodig nie waar nie. Maar as dit nou moeilik gaan, dan moet God mos nou vinnig voor in dag kom en hy moet uitgehaal word uit die kassie, of soos wat ons baie keer sê, hy is die noodwiel. As jy mos 'n papwiel het met jou voertuig, dan moet die noodwiel uitkom. Maar anderste, dink jy aan daai noodwiel? Nee, as jy in jou kar klim, jy ry net. As jy om jou kar loop, kyk jy mos na die 4 ander bande, is dit fynus? Jammer om te hoor, hy is maar net daar. Ek het hom nodig wanneer ek hom nodig het, nie waar nie. En Henry, jy sien, ek het nou gedink, ek gaan nou soos jy wees, en baie interessant raak met hierdie tablet ding en weer myne bring, want nou Henry lyk tog so mooi syne het, né? So professioneel. En ek wil vandag gesels oor die tema, kies God se uitweg. En ek wil vir ons lees uit Korintiërs. As jy die lewende woord van God het, ek gaan lees vanoggend uit die 2020 vertaling, 1 Korintiërs 10 vers 8 tot 13. Ek gaan net tyd gee voordat Henry weer met my raas. Maar dankie Henry, ek sien jy het joune. Hy sê vir ons vers 8, 1 Korintiërs 10 vers 8 tot 13. Laat ons dan nie onsedelik optree, so sommige van hulle onsedelik opgetree het nie. Daar het op een dag 23.000 gesterf. Vers 9. Laat ons nie vir Christus beproef, so sommige van hulle hom beproef het nie. En hulle is deur slange doodgemaak. En moenie mor, so sommige van hulle gemor het nie. Hulle is deur die vernietiger uitgedelg. Vers 11. Dit het met daardie mense as voorbeeld gebeur en as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in die eindtyd verkeer. Vers 12. Daarom moet hy wat dink, hy ons kraggie daarom nou weer aan. So ons krag is weer aan. Daar moet hy wat dink, hy staan, oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het weer hulle gekom, behalwe 'n menslike een, nie. God is egter getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoëns versoek word nie, maar sal saam met die versoeker ook uitkoms gee, sodat hulle dit kan verduur. Vers 14. Daarom, my geliefdes, vlug weg van die afgodsdiens. Ek praat soos met 'n verstandige mens, oordeel self wat ek sê. En ek wil vandag gesels oor
versoekinge. Wat sou jy sê is die definisie van 'n versoeking? Kom met my nie soos 'n klomp eerstejaars studente aankyk nie. Wat is 'n versoeking? Definisie van 'n versoeking. Om hierdie teksgedeelte beter te verstaan, is dit nodig om te identifiseer wat 'n versoeking is. 'n Sterk begeerte of iets wat 'n sterk begeerte veroorsaak om te sondig of iets onwys te doen. Wat is 'n versoeking? Dis iets wat voor my lê. En weet jy wat? Satan is een van die bestes. Hy word nie verniet die koning van konings met versoeking genoem nie. Hy het dan ewen vir Jesus kom versoek in die woestyn. En het vir die Here so mooi en aanloklik gemaak en gesê, Here, weet jy wat? As jy dit doen, sal dit gebeur. En is dit nie maar met my en jou gebeur nie? Kyk, as daardie kontrak so opkom, en die ouetjie staan daar en hy sê, weet jy, ag, betaal my net so 5,000 'n maand. En jy kyk na hierdie groot bedrag. Is dit nie 'n versoeking nie? Dan hy lê voor jou. En is baie keer een van die grootste dinge waarmee, dit is die grootste ding waarmee die mens sukkel, versoekinge. Dinge wat so mooi lyk, so reg lyk, so aanvaarbaar lyk, maar teen die woord van God is dit verkeerd. En wat doen ons? Daai drang word baie keer so erger, dan dink jy, as ek dit mag gaan doen, dan gaan dit wegraak. Nee, dat jy presies geval in die slaggat wat Satan jy moes inval. Want dit is mos waaroor versoekinge gaan. Sonde is mos mooi, sonde is mos lekker. Dit is mos 'n man wat by die kroeg gaan sit, een dop na die ander weggooi. En as hy uitstap, het hy mos daai manlike aansien. Nie waar nie? Dis mos hoe die samelewing is. En ons kan aangaan oor versoekinge wat in ons lewe hou. 'n Versoeking hou aan en aan om ons te tart. Ek en jy lewe in 'n samelewing waar die versoeking voor ons deur lê. Televisie. Ek moet tog net dit kyk. Ek moet tog net dat doen. Waar's my foon? Weet jy, ek het 'n sosiale lewe. Het jy al die jong tieners gehoor? Ek het 'n sosiale lewe. Wat gaan op die sosiale netwerk aan? Regtig nie wat ons as ouers baie keer dink nie, hoor. Ouers, julle 'n bietjie gaan kyk wat op julle kinders se fone aangaan, hoor. Jy mag dalk geskok wees. 'n Versoeking aan om ons te por en te por om dit nog net een keer te doen. Nie waar nie? Laat ek dit tog maar net een keer doen. Weet jy wat was vir my een van my grootste probleme toe ek ophou drink het? Daardie aanpor. Ag, vat net 'n ou slukkie man, niks gaan gebeur nie. Het jy dit al gehoor? Nou weet jy, my familie was seker een van, of my cousin brothers, my vriende, was seker een van my grootste doodsteke in my lewe. Ag man, is jy nou so hoog heilig, jy wil nou eers ou biertjie drinkie? Man, wat kan een biertjie doen? En so word jy aangepor, en wat gebeur wanneer jy daai een slukkie vat? En dan kom jy weer kwaad. Wat baie keer met ons gebeur, ons wil tog maar net een keer dit nog doen. Ek meen, dit gaan nie skade doen nie. Dit gaan skade doen. En ons hou aan, en ons hou aan met dit. Of nog een slukkie wyn vat, of dalk nog een keer weer 'n ou Mandrix tabletjie gebruik, bietjie dwelmbies te gebruik. Weet jy, ek kan nie cope met die samelewing nie. Ek het 'n pilletjie nodig. Ek het ook, sy naam is die gospel. Sluk hom, broer, hy gaan jou vinnig genees. Dit beloof ek jou. Ek wil nog net een keer in lê, man, is koud. Here, verstaan jy nie, hoekom moet ek na die huis van die Here gaan? Ons wil altyd tog nog een keer 'n verskoning aanbied, om nie in die teenwoordigheid van God te spandeer nie. Ag Here, jy weet, daai program het hulle nou geskuif na 12:00 vanaand. Ek gaan gou dit kyk. Ek het nie stilte tyd nie. Die selfone hier oorheers. Waar's die stilte tyd saam met God? Waar is families wat nog om 'n tafel sit en saam Bybel lees? Saam bid? Die televisie oorheers alles.
Weet jy wat? So kom sonde in. Want as iemand weer vir my sê, "O, Harry Potter," dan gaan ek hy pot breek. Wat is uit die put van die hel uit, man? En ons laat ons kinders hierdie goed kyk. Kersvader, ons kom alweer na by Kersvader. Kyk, hy vet ronde mannetjie, ek is ook miskien vet en rond, nee. Ek wil nog sy baard uitpluk. Want hy het geen magic nie, man. Hy het geen stawwe en kom al hierdie goed. Daar is net een wat 'n wonderwerk kan verrig in hierdie wêreld en sy naam is Christus Jesus, God die Vader en die Heilige Gees. En hierdie versoeking kom weer voor ons. Ons nader in hierdie tyd waar hierdie ou rooi mannetjie gaan rondhardloop. Die televisies getuig al van hom. Almal getuig. Wanneer gaan jy jou kind die waarheid leer? Waaroor gaan Kersfees? Want is tog mos ons lewe saam met die samelewing. Ons moet tog die samelewing por. Ons moet deur die samelewing aanvaar word. En so kom ons en ons kies nie God se weg nie. Ons nader in 'n tyd wat God 'n keuse gemaak het vir die wêreld. Vir my en jou. Hy het sy seun gestuur om vlees te word, om mens te word. En ek en jy kies hom nie. Ons kies die wêreld se ways. Die televisie, die mooi liedjies. Ek sien deesdae is dit alweer hierdie programme van, ek weet nie, alles oor Kersfees en Kersvader. En dan moet sê, ag kom Kersvader, kom sit op die kind. Of jy moet op die kind moet op Kersvader se lap sit en 'n wens maak. Ek wil jou sê daai wens gaan nooit waarheid word nie. Nog dalk net een keer nog 'n buiteegtelike verhouding. Is dit nie so nie? Nog net een keer doen ek nog 'n sonde. Want ek kies nie God se weë nie. Paulus waarsku en hy sê, toe hulle God nie gekies het nie, het soveel gesterf. Toe die volk Israel weer van die pad af gegaan het slange gekom en hulle gepik. Want hy waarsku daar's 'n gevaar. Daar's 'n gevaar vir my en jou as ons nie God se weë ken nie en kies nie. Die versoeking is elke oomblik hier. Elke dag hier. Die versoeking gaan nie weggaan nie. Hoekom? Want krultoon wil hê jy moet val. Hy wil hê jy moet sondig. Hy wil hê jy moet dit doen. Hoekom? Want het jy nie God gekies nie. 'n Versoeking. En is wat baie mense kom, ek word weer versoek. Wie die Here is nie lief vir my nie. Elke dag is 'n verkiesing of 'n versoeking. Die versoeking is nie 'n sonde nie. Het jy dit geweet? Want toe Satan kom en hy staan voor Jesus en hy haal nog ewen die Bybel aan en hy sê vir die Here, daar is geskrywe. Dis sê die Here van nee, jy moet eintlik mooi gaan lees oor die tweede versoeking. Jy het die teksversies omgeruil. Dis wat die woord sê. Hy het hom tereggewys. Jesus het die keuse gehad om die versoeking te doen of nie te doen nie. En net soos wat Jesus dit oorwin het, staan ek en jy elke dag by daardie keuse van die versoeking. Ons het 'n keuse of ons dit wil doen of nie. Versoeking is nie die sonde nie. Maar dit is 'n sonde om daarvoor oor te gee en te soog. En Satan gebruik graag versoekings om jou sonde skadeloos of onweerstaanbaar te laat voorkom. Is dit nie wat Satan doen nie? Ag kyk, as ek tog net een keer gou daardie ou fliek op TV kyk, daardie wat met die kaal lywe rondloop. Dis mos onskillig, ek sit in my privaatheid. Jy het die deur klaar oopgemaak vir Satan om jou verder te kan kom karnaval. Ag, ek gaan tog net een keer. Niemand gaan my sien as ek gou hierso gou in my huis gou daar hangkas drinker word en die plat hondjie uit die hangkas uithaal en 'n koue enetjie vir my gooi nie, né? Is dit nie so nie? Is dit nie wat ons doen nie?
En hier kom Paulus. En Paulus, ek dink Paulus het seker een van die moeilikste take gehad. Om, wie ken en wie weet waarom hy vir die brief aan Korintiërs hierdie gedeelte geskryf het? Wie ken die stad Korintië? Dit was 'n handelsstad gewees. 'n Handelsstad langs die kus. Hy het hawens gehad. Nou wie van julle ken 'n klomp matrose? Ons sê altyd, daar's niemand wat kan vloek soos 'n matroos nie, né? Is dit nie so nie? Daar's niemand wat kan drink soos 'n matroos nie. Daar's niemand wat kan doen iets soos 'n matroos nie. Ons moet oppas en versigtig wees wat ons oor hulle uitspreek hoor. Nou dit was 'n handelsstad gewees. Daar was klomp matrose gewees. En daar was ook dames van die nag wat hulle dan verder in hulle verdrukking ingelei het. Vra vir ons arme mans wat getroud is. Wie laat jou val? Nee, ek maak 'n grap. Paulus het die gemeentes in Korintië gaan vestig. Korintiërs en in die stad Korintiërs het sonde hoogtyd gevier. Dit was amper die Sodom en Gomora gewees van daardie tyd. 'n Hawestad berig vir sy losbandigheid. Die Korintiërs kultuur het allerlei gruwelike praktyke as heeltemal aanvaarbaar beskou. Met ander woorde, egbreek, aanranding, dwelms, dronkenskap, losbandigheid, egbreek. Ek kan die lys van sondes opneem wat aanvaarbaar was vir daardie stad. En waarmee die Christene elke dag gekonfronteer is. Is dit anders as vandag? Word ons nie maar met dieselfde ding gekonfronteer nie? Kom daardie versoeking nie maar net so voor ons nie? So hier kom Paulus en Paulus skryf eintlik vir ons vir vandag. Wie het nou al voor 'n versoeking geval nie? Ek het al baie. Maar wat het ek gedoen? Ek het my fout erken en ek het gaan bely. 30 jaar terug het ek die keuse gemaak, 25 jaar terug, drank of my gesin. Ek het my gesin gekies. So staan ons elke dag voor verkiesing of 'n versoeking. Jy kan vandag hier staan om vir iemand 'n leuen te vertel. Ag, dit is net 'n ou wit leentjie. Het julle dit al gehoor? 'n leuen is 'n leuen. Jammer om te hoor. Skinder. Ag, dis mos nie skinder, ek vertel die waarheid. Jy al daarin gehoor? En ek kan aangaan met die versoekings wat voor ons lê. En ek wil die mense waarsku teen hierdie selfone. Ek het nou die dag 'n artikel gelees en met my baie laat dink het, hoeveel keer word egbreek op selfone gepleeg? Ag, is 'n onskuldige vriendin, man, weet jy, ek het haar nog nooit ontmoet nie. Regtig? En dis die taalgebruik wat daar gebruik word? Dan sê ons het oorwinning oor dit. En hier kom Paulus, en hierdie selfe wat Paulus die stad Korintië uitgedaag het, wil ek vandag vir ons as kinders van God sê. Want Paulus moes hulle antwoord gee. Paulus moes iets doen. Want hy het gesien wat in daardie samelewing aangaan. Hy het gesien hoe die kerk in vervallings raak, hoe gelowige kinders weer die knie buig voor versoekings. En hy gee vir hulle die antwoord. En ek wil dit vanoggend vir jou gee. Eerstens, kom hy en hy sê, ek daag julle uit om te volhard en gehoorsaam te bly. Waarvoor daag hy julle uit? Om te volhard en om gehoorsaam te kan wees. Is dit nie wat God vir ons vra in hierdie samelewing nie? Is dit nie wat God van hierdie gemeente vra nie? Is dit nie wat God van jou as individu vra nie? Priester en hoof van jou huis, is dit nie wat God van jou vra nie? Moeder van die huis, is dit nie wat God van jou vra nie? Om te volhard
en gehoorsaam te wees aan dit wat ek van jou vra. Kinders? Julle dink ek praat net met die ouers? Kinders, die ongehoorsaamheid in ouers? Johan, jy het probleme. Ek tel dit sommer hier op. Dan moet jy huis toe gaan, dankie Johan. En ons moet gehoorsaam wees aan dit wat God van ons verwag. En gehoorsaam wees aan ons regering. Nee, wag nou, hoe kan hulle is dan nou klomp korruptes. Weet jy wat? God het hulle bo jou aangestel, maar jy mag nee sê wanneer dit teen die woord van God is. Jy het dit die reg om te kan nee sê. Maar doen ons dit? Ag, weet jy, as hy verkeers ou my aftrek, I just flip him a 50. Is dit nie? Sê God jy mag dit doen? Of sê jy moet jou landsbed te gehoorsaam wees? Nee. Dink volgende keer, daai versoeking gaan kom. 'n kaartjie van 300 of 'n 50. Betaal nie, moenie die route allowance betaal nie, betaal dit by die tolhek asseblief. Waarom kom Paulus en hy sê dit? Eerstens, omdat God hulle lief het. Waarom sê Paulus vir jou, jy moet gehoorsaam en volhard? Want hy sê, God het jou lief. God wil nie hê jy moet verlore gaan nie. God wil hê jy moet gehoorsaam wees aan sy opdragte. Waarvan jy vol is, sal die hart en mond getuig. Wanneer ek vol is van die Heilige Gees, sal ek weerstand kan bied teen wat? Teen versoeking wat op my pad kom. Dan sal ek kan sê, nee, ek wil nie meer drink nie. Nee, ek wil nie buite-egtelike verhouding nie. Nee, ek sal nie my route allowance by jou betaal nie, maar by die regte mense gaan betaal. Dis wat God van ons verwag, om te volhard in wat reg en verkeerd is. En ons doen dit nie. Daarom sê hy, God het jou lief. God, en jy moet God met alles vertrou. Hoeveel keer het jy 'n wit lintjie vertel as jy diep in die moeilikheid is? Kom nou die kinders by die skool. As 'n onderwyser daar sê en jou huiswerk is nie gedoen nie. Kyk. Ek moet sê my huiswerk was daarom op datum, dis iets wat ek daarom gedoen het. Ja, nee, kyk, ek het ook my foute op skool gehad, ek moet dit herken. Ek het ook die huiswerk gedoen nie, maar dan vertel ons vinnige wit lintjie, nee, om te kyk of ons nie daar kan uitkom nie. Kom ons wees eerlik, almal het dit gedoen. Almal van ons het dit gedoen. Ja. Paulus het waarskynlik gehoor hoe die gelowiges kla dat dit moeilik was om aan te hou en weerstand te bied teen die dinge wat almal doen. Is dit nie wat ons doen nie? Ons kla. Het jy al gehoor, as jou kind by die huis kom, ja pa, maar my maatjie doen dit. Nou kom jy by die werk, en jy hoor al hierdie goed. Hulle dit en dit en dit. Kyk, dis mos 'n aansien en 'n eer as jy jou vrou kan verneek by die werksplekke partykeer. En wat gebeur? Dit word so aanloklik. En wat begin gebeur? Die Christene het toe gesê, is dit nie maar reg nie? Ag, wat as ek dit maar net weer een keer doen? Net een keer. Jy weet, God se genade is daarom maar groot. Hou op met God se genade speel. Weet jy, daar 'n teorie wat die rondte doen, die genade teorie, om te sê jy kan maar aangaan met jou sonde, want jy is mos nou klaar gered deur genade. Ek wil vir jou sê, oppas die dag wanneer jy jou oë oopmaak, gaan daardie genade nie meer daar wees nie. Want God sê jy moet in geregtigheid lewe. Jy moet daarna strewe om volgens God se wil te leef. Klaar dat dit moeilik is om weerstand te bied, want almal doen dit mos. Het jy dit nie al vir jou pa gesien nie? Kyk, toe ek op 'n verkeerde pad was, dan sê ek vir my pa, "Hey, hoekom kla pa? Ons almal doen dit mos. Ons almal doen dit." Nou wil ons ook dit gebruik as 'n verskoning vir die lewende God. Pa, my hemelse Vader, maar almal doen dit. Almal vertel leuns. Almal doen dat. Almal skinder in die kerk. Ek wil dit net duidelik stel, man skinder nie, hulle ruil gebedsversoeke uit. Nie waar nie. Gebedsversoeke.
Paulus het die Christene van Korintiërs bemoedig, deur hulle te herinner, God het hulle lief, God is getrou, God is saam met hulle tydens die versoeking. Wanneer jy voor dit kom, wanneer daai drang in jou is soos, ek wil nog net een slukkie vat van hierdie drankie, ek wil nog net een, dan is God daar om vir jou te sê, nee, moet dit nie doen nie. Dan moet jy opstaan en wegloop. God gee jou die krag, maar dis wanneer jy God se krag wegstoot, wanneer jy weer val. Jy moet opstaan, want God is saam met jou. Dan kom Paulus en hy sê vir hulle, God sal die uitkoms bring. Ons almal gaan deur moeilike tye. Ons almal kom voor versoekings. Maar jy moet een ding besef, God sal vir jou die uitkoms gee. Nou kom baie mense en sê, maar wanneer kom dit? Wanneer gebeur dit? As ek dink hoe baie my vrou dalk vir my moes bid in my onbekeerde dae, 10 jaar. 10 jaar het sy gebid dat Gert tot inkeer moet kom. Sy het nooit ophou bid nie. Sy het geglo dat God wel die uitkoms sal stuur op die regte tyd, die regte oomblik. En God het dit gedoen. Maar wanneer versoekinge kom, soek ons quick fix resepte. Ons wil gou die noodwiel uithaal. Ek is mos in die moeilikheid. Ek wil vandag vir jou sê, God werk nie so nie. Jy gaan hy pad stap. Hy gaan swaar word. Tot waar jy besluit om die hand van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees te neem. Dan sal God jou op die regte pad begin lei en vir jou die uitkoms gee wat hy die eerste keer vir jou wil gee. En God sê dit, en Paulus sê dit so mooi, dat geen versoeking ooit sterker as God is nie. God is almagtig. Ons begin twyfel of God dit kan doen. Ons begin twyfel in die vermoë wat God doen. Ek het in hierdie week iets op die kerkgroep gesit. En ek het julle gevra om daaroor te dink. Wie het die videoklipie gekyk? Wie het ietsie daaroor gesê? Wie kan vir my sê waaroor het dit gegaan het? Het gaan oor wat vandag gaan. 'n Klein seentjie wat terminale kanker het. 'n Klein seun wat 'n onderhoud met iemand voer. En in hierdie onderhoud vra hy vir hierdie seun, hoekom lag jy? Hoekom is jy bly? Jy is besig om te sterf. Jy het pyn. Toe sê ek is bly, sodat my boetie of my sussie nie deur my pyn moet gaan nie. Daarom het God my uitgekies om kanker te kan kry. Want ek sal met die pyn kan leef. En verder in die gesprek getuig hy oor die liefde van God. Sê ja, ek gaan deur seer, ek gaan deur pyn, maar ek weet Jesus is lief vir my. Ek wil u bemoedig om dit te gaan kyk. Dit het weer my aansporing gegee om na my eie lewe te kyk. Ons is soos hierdie Korintiërs. Ons murmureer, ons kla. Ons is met niks tevrede nie. Maar hy is tevrede met die minste. En hy het God gekies. Hy kon kwaad gewees het. Hy kon almal gegooi het vir verwyte. En dis wat ons moes doen, as ek geval het in my versoeking. Is dit nie, is my broer wat by my gesit het, man, hy het die bier gegee, het hom in jou hand gesit en jou keelgat afgegooi. Nee, dis jou keuse. Hy seentjie kon gekies het
om neerslagtig te wees, depressief te wees, nie lus vir die lewe te gehad het nie, maar die bondel energie wat hy het my aangeraak. Hy het God gekies ten spyte van sy omstandighede. En dit was vir my so die bevestiging op my boodskap vanoggend. Wie kies jy? Ek wil God se uitweg kies, ten spyte van my omstandighede, ten spyte van my struggles. Wil ek God kies? En dis wat Paulus vir hulle sê, ja, ons lewe in hierdie wêreld van verbrokenheid, vervallendheid. Ons is so vinnig om ons regering vir alles te wil blameer. Dis die regering se skuld dat my huwelik uitmekaar uitval. Dis die regering se skuld vir dit. Ek soek tog net iemand om te blameer. Wanneer gaan jy ophou om ander te wil blameer? En die fout by jou te gaan soek? En weer met ander oë na die lewe te kyk? Met 'n dankbare hart? Om vir die Here net te kan sê, dankie. Want versoekinge is versoekinge, maar is na wie toe jy draai. 'n Kind wat geen hoop het nie, dink hy 2 maande oor, het God gekies. Wanneer gaan ek en jy dieper in ons hart kyk oor die versoeking en die uitdagings na wie toe ons gaan draai? Partymaal is die uitkoms baie eenvoudig. Paulus sê vir hulle in 1 Korintiërs 10 vers 14, vlug, loop weg. As jy weet jou vriende laat jou val, loop weg. As jy weet alkohol is jou probleem, hoekom gaan sit jy in 'n kroeg? Loop weg. As jy weet dat daardie vriende dwelms gebruik, hoekom loop jy saam met hulle? Gaan weg. Breek die bande wat 'n negatiewe invloed in jou lewe het. Breek dit. Daardie keuse is joune. Paulus sê vir hulle, omvou julle met die regte mense. Met wie omvou jy jou? Ek sê ek het baie geestelike vaders in my lewe, as ek deur 'n moeilike tyd gaan. Ek het Dr. Pieter Eys, na wie toe ek kan gaan, en hy gee vir my goeie raad en leiding gee. Ek het 'n baie goeie persoon wat 'n baie diep lewe in my geestelike lewe gesê, dan het dit al hier kom bedien. Dis om Korra van Pieter Tief PPK. Ek kan altyd na hom toe gaan met 'n probleem, en sê vir my, o Gertjie, ek het vir jou oproep gewag. Dis geestelike vaders in my lewe. Mense wat diep spore in my lewe getrap het. Ek kan ook na my vrou toe gaan. In my donkerste ure, weet jy wie het by my gestaan? My vrou en my kinders. Toe ek swak was, is my vrou geestelik sterk. As sy geestelik swak is, moet ek geestelik sterk wees. Omring jou met mense wat God wil dien, wat 'n liefde vir God het, en maak die keuse. En weet jy wat? Dis nie lank nie, dan begin mense, daai vriendekring wat jy gehad het, opkyk na jou en vra, wat het verander in Gert? Ek het Jesus ontmoet. Ek kan vandag vir jou sê, van die ou polismanne wat my geken het gevra, wat in jou lewe het verander? Dan sê ek, Jesus het in my lewe gekom. 'n hele paar jaar terug was een van ons gemeentelede hier, en sy vra vir my om haar ma te begrawe. En ek is in die bidkamer,
En ek kom uitgestap en ek bedien die woord. En na die diens kom 'n ou polisieman wat my geken het van daai tyd. Hy sê, toe ek lees op die begrafnisonderneming, daai briefie wat hulle kry, die woord gaan bedien word deur pastoor Gert van 'n Mes. Toe sê ek ken net een Gert van 'n Mes. En ek het my hele lewe nie gedink dit sal jy wees wat uit die bidkamer uitstap nie. Hy sê, jy van alle mense. Ek sê, ja, hoekom? Ek het God ontmoet. En weet jy, daar het ek en hy oor God gepraat, en die struikelblokke wat hy in sy lewe het. Weet jy wat? Breek met die ou lewe, en daardie mense kom na jou. Hoekom? Jou lig skyn vir God. En dis wat Paulus vir hulle sê, breek, maar laat jou lig skyn, sodat jy 'n reddingsboei vir hulle kan word. Satan die versoeker kom gedurig vorentoe met die volgende versoeking. Ek moenie vir jou dit sê, weet jy wat? Moenie dink as jy een oorbrug het, jy in die kamp vir dit sou nie. En dis mos wat Christene doen. Ag, ek is mos nou bekeer, man. Die woord sê ek het genade. Ek kan maar aangaan. Dis nie wat God sê nie. Hy sê jy gaan elke dag versoek word. En elke dag gaan jy die toets oorskryf as jy nie God gekies het nie. Maar ons moet weet dat God altyd daar is om ons te beskerm en vir ons die krag te gee om te volhard in die gesonde leer. In hierdie versoeking moet ek weet God is met my. En ek moet luister na sy stem. Hoe doen ek dit? Deur 'n persoonlike verhouding met God te hê. Wie oorwin jy 'n versoeking? Om 'n verhouding met God te hê. En sê, Here, ek wil dit nie doen nie, want ek wil gehoorsaam wees aan wat U van my verwag. Here, ek wil nie nou kwaad word nie. Here, ek wil nie vir daai taxi nuwe vingertaal leer nie. Here, ek wil nie dit doen nie. Hoekom? Want ek is 'n kind van God. Hy moet die Bybel wees. Of ek moet die Bybel wees wat hy lees. Is dit nie so nie? Versoeking sal daar altyd wees, tot die dag waar ons met Christus is. Woordkennis. Weet jy wat hoe belangrik is woordkennis? Hoe het Satan die versoeking oorwin? Hoe het hy dit oorwin? Deur te sê, daar staan geskrywe, jy mag nie dit doen nie. Daar staan geskrywe. Hoe oorwin ek en jy 'n versoeking? Deur die woord van God. Ek het al baie probleme gehad, en ek het in hierdie week, ry ek weer na een van my projekte toe, en ek is in 'n stryd. En ek sal nou vir julle die liedjie, as my vrou my foon op charge gesit het, vir julle sit en speel. En hierdie liedjie het so, hy het net so lekker lirieke gehad, dat ek hom vir Henry wou stuur en sê, Henry, daai liedjie moet julle oefen, ek gee nie om wat julle doen nie. Maar hy het my net weer aan 'n ander vlak geplaas. Want dit wat hy sê, was so van toepassing op my stryd. Woordkennis, 'n aktiewe gebedslewe. Weet jy, dan praat ek baie keer en as ek ry, dan veral as ek in 'n stryd is oor dinge wat nie reg is nie, dan praat ek met die Here. Weet jy, ek het al gesê, Here, maar dan wil ek beklei. Sê ek, weet jy, maar laat U wil geskied, Here. Wanneer laas het jy werklik met God gepraat? Ek praat nie net van 'n gebed van reg en slaapie, maar dan 'n gesprek met God gewees. Oor dinge wat jou pla, dinge wat 'n grief is, dinge wat jy voel, jy kan net nie meer nie. Wanneer as jy met God gepraat? En weet jy wat? Ek klim uit. En van die persoon wat ek eintlik die minste verwag, kom en hy praat met my. Dat ek kan sê, "Wow, Here, ek het nooit gedink hy gaan vir my die antwoord kan gee nie." Wow. Boeta, ek het nie gedink jy so diep nie. En ek het sommer met 'n ander oë wat ek nou na hom kyk. En ons staan daar op daai site tussen die bou en die rommel. En hy's nou nie 'n klein persoon, hy's 'n redelike groot persoon. Dat ek net stil raak en sê, weet jy wat? Here gebruik darm maar mense wat jy nooit verwag om vir jou net weer
stil te maak en te besef, weet jy wat, hy gee antwoorde op sy tyd. En jy sien, nou moet ek geduldig raak van Henry se tegnologie werk nie vir my nie. Nou weet ek nie. Paulus leer ons dan die volgende, en ek wil ons as gemeente moet dit leer, om te volhard, omdat God altyd oor ons versoekinge sal seëvier, om te volhard met die wete, God sal die uitkoms stuur. Ek weet nie waar jy vandag gaan nie. Ek weet nie wat jou struikel is nie. Ek weet nie waarmee jy innerlik worstel nie. Maar ek kan vir jou een ding sê, God sal die antwoord gee volgens sy tyd. En eintlik in hierdie hele wanhoop waarin die Christene is, kom Paulus en hy gee hoop. En daardie hoop is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek weet nie waar jy gaan nie, maar ek kan vir jou sê, op wie jou oë gefestig moet hou, en dit is op God. Hy kom en hy sê, God is sterker as enige versoeking, en God weet hoeveel ons kan verduur. God weet dit, en hy sê dit vir my so mooi gesê, hy sê, God weet ek sal die pyn kan hanteer, en my boetie en sussie, mag dalk dit nie kon doen nie, want God het my die krag gegee, God het my dit gegee. Wanneer ons in sulke omstandighede is ons geneig om God te blameer, en God die skuld te gee. En in my eie stryd, terwyl ek so gereid voor ek die videoklip gekry het ook, sê ek, Here, weet jy wat? Ek verstaan. Ek verstaan. Hou op verskoning soek. Hou op God blameer. Maar weet dit, God sal vir jou nooit boor jou kragte versoek nie. God sal altyd vir ons die uitweg oor die versoeking bied. Dis die God wie ek is. Hy sal altyd uitkoms gee. Maar dan moet jy luister en volhard in dit wat hy van jou vra. Ons moet net aanhou en uithou en God se aangesoek soek en gehoorsaam word aan God se wil. In die omstandighede waarin jy jouself nou mag bevind, of dit siekte, wat dit ook al mag wees, weet dit, soek God en God sal die uitweg stuur. God sal jou deur jou versoeking dra en jy sal wees meer as 'n oorwinnaar. Amen. Kom ons sluit die oë. Liefdevolle Vader, Here, ons kom vanoggend, Here, en ons luister wat Paulus vir die gemeente in Korintië gesê het. Ja, Here, daardie gemeente het vasgestaar, Here, aan daardie wanhoop, Here. Het vasgestaar, Here, in die samelewing, want Satan het gekom en daardie sonde, daardie versoekings so mooi en onskuldig gemaak. Here, maar ek dank sy vir 'n mens soos Paulus, Here. Paulus wat vandag met ons praat. Here, want ons kyk na hierdie gebroke wêreld, Here. Here, ons kyk, Here, in hierdie omstandighede vas, soos daardie gemeente in Korintië, Here. Ek weet nie wat elkeen se versoeking is nie. Ek weet nie, Here, wat elkeen se struikelblok is nie. Maar ek weet dit, Here, soos wat Paulus vir ons sê, ons moet ons oë gefestig hou op God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, want U sal die uitkoms stuur, Here. Here, daarom bid ek vir elkeen vandag, Here, wat dalk op 'n plek in sy lewe sit, Here, waar hy smag na antwoorde, waar hy smag na uitkoms, Here, waar hy smag, Here, vir 'n veranderde lewe, Here. Mag U die antwoord vandag wees op elkeen se gebed, Here. Mag U vandag, Here, by hulle stil staan, Here. Mag U Heilige Gees nou hulle omvou met die kosbare liefde, dat hulle sal weet, Here, hulle omstandighede is in U beheer en U sal die uitkoms stuur
volgens U wil in Christus Jesus naam. Amen en amen.